Familie, goeiemôre, dit is donderdag. Hierdie week gesels ons oor aanskou die seun van God, waar ons kyk na die waarde om ons aandag te draai na Jesus en die wonder van sy koms in hierdie Kersseisoen. Nou, dit is vandag oor 'n week Kersfees. Kan jy dit glo? En ek hoop in hierdie week leer jy iets, sien jy die waarde daarvan om Jesus te aanskou as die seun van God. Nou, Genesis 1 vers 31 sê vir ons, God het na sy handewerk gekyk en dit was baie goed. Toe God die wêreld gemaak het, sê die teks dat hy dit bekyk het en gesê dit is baie goed. Maar die wêreld is nie meer ongeskonde nie. Gebrokenheid, sonde, pyn het ingekom. En Jesus het gekom om hierdie gebrokenheid te herstel, soos wat ons gister gehoor het. Maar vandag word ons uitgenooi om stil te staan en te ons aanskou dat die weergawe van die wêreld wat God beplan het, nog steeds moontlik is deur hom. Genesis herinner ons aan die oorspronklike geskape doel. Die goedheid daarvan, dat elke berg, elke menslike hart, elke verhouding, is alles bedoel om in orde en skoonheid te bestaan. En Jesus se koms is die begin van die herstel van daardie orde. Hy kom nie net vir individuele redding nie, hy kom as die een wat die hele skepping sal herstel. Lig sal terugbring in die donker plekke, genesing in gebroke verhoudings en sin in verwarring. En om Jesus te aanskou vanoggend in hierdie lig beteken 3 dinge vandag. Die eerste een is die herstel van ons waardigheid. Jou lewe, jou liggaam, jou roeping het doel en waarde in God se oë. En Jesus kom om ons menswees te herstel. Nie deur ons te ignoreer nie, maar deur ons diep te genees en ons vry te maak. Die tweede ding is herstel van verhoudings. Waar verhoudings gebreek is tussen jou en God, tussen jou en ander mense, selfs tussen jou en dalk die natuur, bring Jesus die pad na versoening. Hy wys vir ons hoe om te vergewe en hoe om ons verhoudings te herstel. En die derde ding is die herstel van die hele wêreld. Jesus se koninkryk herstel die skepping se oorspronklike doel. En ons word geroep om deel te wees van daardie herstelwerk, om geregtigheid te soek, om die arm te beskerm en om verantwoordelik te wees vir wat God geskaap het. En vandag wil ek jou uitnooi om werklik die lig te aanskou. Die lig wat Jesus is en die herstel wat hy vandag in jou lewe wil bring. Ek wil vandag vir jou vra, wees oop, wees gereed en wees dankbaar dat jy die lig in jou lewe het, die lig wat vandag jou wil herstel, wat vandag jou verhoudings wat gebroken is, wil kom heel maak, en vandag jou wil versoen met God. So laat hom toe, familie. Laat hom toe om vanoggend in daai plekke in te kom. Gee daai gebrokenheid vir hom, en kyk wat gebeur. Aanskou hom vanoggend as die een wat die oorspronklike orde van die wêreld weer kom herstel. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend sien ons U as die groot God, Here die een wat kan herstel, Here die een wat wil herstel, die een wat vandag na ons lewens kyk en orde wil bring. Vader, maar baie keer is ons die grootste oorsaak van wanorde in ons eie lewens. So eintlik wil ek vanoggend net kom bid, Here, dat ons daai wanorde net vanoggend terug sal gee vir U en sal sê, Here, hier is dit. Ek wil dit nie meer langer op my eie doen nie. Ek wil dit nie meer langer op my eie dra nie. Kom herstel dit vanoggend in Jesus Christus naam. Ek glo U kan en ek weet U wil. Dis ons gebed vanoggend in Jesus naam. Amen. Familie, mag jy 'n baie lekker donderdag hê. Ek sien jou môreoggend.